Dis 'n manneding. Dis 'n manneding om van Jesus Christus te praat. Dis 'n manneding om 'n disipel te wees en dis 'n manneding om 'n disipelmaker te wees. En hierop, dis 'n manneding, het ons die voorreg om te gesels met manne wat disipelmakers is. Die manne wat 'n impak het in hulle gemeenskap en manne wat nie bang is om te praat oor Jesus Christus nie. Manne wat hulle getuienis deel as 'n getuienis tot eer van God. En ek het die voorreg vandag, manne, om julle voor te stel aan 'n man wat net hier naby ons is, net hier naby ons in Brooklyn, in Hatfield, Brooklyn area is, en dis niemand anders nie as Immanuel Landman van Elim, net hier om die draai, maar hy sal vir ons vertel van hulle bediening, maar dis 'n voorreg. Ek het hom verlede jaar leer ken op die plaas daar in Valwater, en geweet ons gaan mekaar raakloop op manneding, en hier is ons vandag. Immanuel, dis 'n absoluut voorreg om jou hier te hê en saam met jou te gesels en jou storie te hoor vandag. Sê hallo vir die manne. Hallo manne, wat 'n wonderlike voorreg om saam met julle te kuier vandag, en ek sien uit saam met hierdie tyd met julle. En mag die Here se woord spreek, mag sy Heilige Gees bedien. As hy, amen. Ek stem saam met daai ene. Immanuel, ons begin by manneding, begin ons altyd met 'n man se storie. Dat 'n man net so 'n oomblik het om van sy storie te vertel, en dis so fenomenaal, die opmerkings wat ons kry van mense af, die kommentare wat ons kry oor manne se storie, want ons het elkeen 'n storie, en ons storie is nie altyd 'n reguit storie nie, ons deure slaan reguit houe met kromstokke, maar Immanuel, vertel vir ons so 'n bietjie van Immanuel se storie. Wel, ek is gebore en getoe in Port Elizabeth in die vriendelike stad, en groot geraak daar. Ek is die laasgeborene van 5 kinders. My broer wat ouer as ek was so 7 jaar voor my gewees. En ek het my vrou ook raak geloop daarso in Port Elizabeth. En ek het 2 seuns. Een is nog steeds in die Oos-Kaap en die een is hierso in Gauteng. En ek is nou so 10 jaar hierso in Gauteng. Maar ek het daar groot geword in 'n ander arm Afrikaner gemeenskap, en 'n baie regse gemeenskap waar ek groot geraak het. En dit is maar my groot word. Ek het 'n klein eng wêreldjie groot geraak. Ek het skool gegaan Afrikaanse gemeenskap, hoërskool Afrikaanse gemeenskap. En ek is die eerste keer weg uit Port Elizabeth toe ek moes weermag toe gaan. En ek kan nou nog onthou die tyd toe ons so uitgesien het om weermag toe te gaan, maar ek dink dit was meer om weg te kom van die huis. En ja, so ek het groot geraak, baie alleen groot geraak, omdat almal baie ouer as ek was, het ek maar groot geraak saam met vriende wat ouer as ek was, omdat ek groot van liggaam was my vriende altyd ouer as ek. So ek was altyd die jongste in die groep waar ek ook al gegaan het. Baie stout gewees. Ek het seker elke grys haar vir my ma gegee. Baie stout gewees. Ek het nie baie van skool gehou nie. Ek kan dit onthou van SAP A af. Ek het nie baie van skool gehou nie, totdat ek op standaard 8 gekom het, en daar in graad 10, toe het ek besluit, nee, skool is nou genoeg vir my, en toe het ek gaan soek vir werk, en toe ek by die huis kom, toe vra my ma vir my, waar kom jy vandaan? Toe sê ek, moenie worry nie, ek gaan vir jou huur betaal. En toe het ek werk gekry, en uit die skool uitgegaan. En toe het ek op die einde van die dag, 18 jaar oud geraak in die weermag. Ek was in die lugmag gewees in Hoedspruit, en daar het ek uiteindelik in die lugmag taakmag opgeëindig, hier by Waterkloof, in my diensplig so gedoen. En ek het nie enige kwalifikasies gehad nie, en toe ek terug in Port Elizabeth gekom het na ons diensplig, toe het ek besef dat ek het nie juist veel van 'n toekoms nie, want ek moet net kan werk kry, en ek sal alle werk moet vat wat ek kan kry. En al werk wat ek op daai stadium van my lewe kon kry, was 'n sekuriteitswag by 'n shopping center. En dit is waar ek opgeëindig het een aand, as 'n sekuriteitswag in 'n leë shopping center, sit ek op die teelvloer van daai shopping center daar in Port Elizabeth, en ek sê vir myself, jou lewe kan nie so aangaan nie. Het kan net nie so aangaan nie. En so ek het baie hoeke en draaie geloop, voordat ek die voorreg gehad het om by die Here uit te kom. So my lewe was 'n bietjie de mekaar. Ek was 'n baie regse man gewees, van die ouderdom van 16 het ek aan die AWB behoort,
En ek het in 'n regse wêreld groot geraak. Ek het geen ander wêreld geken nie. Ek het nie geweet dat daar 'n ander wêreld is nie. Ek het van laerskool af al hierdie goeie geleer van die regse lewe. Ek het in die kerk geleer, in die NG Kerk groot geraak, geleer van die regse lewe, en so ek het geen ander wêreld geken nie. Ek was 'n produk van die nasionalisme, en dit is maar hoe my lewe was, want daar was niks anders voor my gewees nie. Tot en met ek die Here ontmoet het. Daar kom die deel nou in, tot en met ek die Here ontmoet het. En dankie vir daai storie, en dankie dat jy bereid is om dit met ons te deel, want elkeen van ons het 'n storie, en die Here stel belang in stories, en so het jy by 'n punt gekom wat jy gesê het, tot ek, oom Angus sê altyd bad God, maar totdat ek, en jy het gesê, tot ek die Here ontmoet het, en dis ons volgende vraag aan jou. By Manne Ding praat ons oor wedergeboorte, en ons sal graag wil hoor, wat was Immanuel se ervaring, se impak, wat was die impak van wedergeboorte op jou lewe? Wel, soos ek gesê het, ek het groot geraak in die NG Kerk, het sonnaarskool katekisasie geloop, en maar soos ek gesê het, ek het baie regse lewe gelei. Ons het baie haat in ons gehad, en baie mense seer gemaak, en baie skade gedoen. Was baie selfsugtig gewees, het vir myself geleef, het nie omgegee hoe ek leef nie, baie roekeloos geleef, en toe ek een aand besluit het om saam met my broer kerk toe te gaan. En al hoekom ek besluit het om saam met hom kerk toe te gaan, want my vrou, wat toe my meisie was toe in graad 12 gewees. En sy het in haar finale eksamen swanger geraak, met ons eerste seun. En toe het ek besluit dat hierdie kind kan nie soos ek wees nie, en ek sê toe vir haar, kom ons gaan kerk toe. En ons gaan toe saam met my broer hulle kerk toe, wat op daai stadium in die Volle Evangelie Kerk behoort het, en daai aand toe vra die predikant, het iemand enige vrae? Dit was op 'n Woensdag aand. En teen hierdie stadium van my lewe toe het ek loskontrolbestuurder van 'n fabriek in Port Elizabeth, en daai aand toe die predikant vir my vra, het iemand enige vrae? Toe steek ek natuurlik my hand op, want ek is mos grootmond oor alles. En toe ek my hand opsteek, toe kon hy sien dat hierdie is 'n Filistyn wat hier so sit. Hierdie man is ongered. Want ek vra toe, wat is die verskil tussen die sprinkeldoop en die onderdompeling? En na die diens toe vat 'n ander man my na die pastoor. Hy sê, onthou, jy het 'n vraag gevra. En hy vat my na die pastoor, en die pastoor sê vir my daai aand, Immanuel, as jy vanaand sterwe, gaan jy hemel of hel toe. En net so in 'n oogwink kom dit oor my, as jy vanaand jok, gaan jy nie nog 'n kans kry nie. En daai aand toe kniel ek neer, en die pastoor wil my lei in 'n sondaarsgebed, en ek skree op hom, ek is bang, man. En nou moet jy verstaan, ek was vir niks bang in die lewe nie. Ek was in die taakmag, ek was in 'n regse lewe, ek was vir niks bang nie. Maar daai aand het ek gebewe soos 'n blaar. En daai aand het ek die Here aangeneem, en ek het nie geweet hoe om op te tree nie, want ek het elke dag geloop en vloek, ek het elke dag pornografie gekyk, ek het net geleef soos die vlees my lei, ek het net soos 'n hond, ek het net gevoelens gevolg. En so vir die volgende week het ek amper niks gepraat nie. Ek het amper niks vir my vrou gesê nie. Die ouens by die werk het nie geweet hoe om op te tree om my nie. Ek het net elke dag, vir een of ander rede, niemand het my geleer hoe nie, geestelike oorlogvoering in my kop gevoer. Ek het net teen die duiwel beklei. Ek het net beklei teen al die gevloekery in my gedagtes, en al die pornografie in my gedagtes. En ek het net bewus gewees van al die sonde om my en wat ek is. En toe een aand word ek genooi na diens by 'n ander Volle Evangelie Kerk. En daai kerk, nou, ek het hierdie hele week wat ek nie kan gesels nie, en hierdie hele week wat ek nie weet hoe om op te tree nie, en wat ek so bewus is van my sonde, hierdie hele week, kon ek nie huil nie een keer nie. En daai aand kom ek by die diens, en die pastoor vra, wie van julle wil oorloop vir die Here? En ek stap toe vorentoe. En in die groep mense wat daar voor staan, raak hy my aan so met 2 vingers, terwyl hy vir ons almal bid. En ek begin huil vir die eerste keer.
En die Here begin my te breek oor my sonde vir die eerste keer. En die Here breek my sonde oop. Ek staan met my hande, my gesig in my hande en huil. En uiteindelik daai aand toe ek klaar gehuil het, toe die hele kerk net vir my gesit en wag om klaar te maak. En ek ken niemand in hierdie kerk nie, dis nie my gemeente nie. En daai aand het die Here my hart gebreek vir die sonde wat ek in betrokke was. Sodoende het ek die roeping van die Here begin ervaar in my lewe. Ek het sendingkonferensies bygewoon. Ek het net geweet, ek soek meer van hierdie Jesus. Ek kon nie genoeg kry van hierdie Jesus nie. Ek was verskriklik dors en verskriklik honger vir hierdie Jesus. As Jesus sy lewe vir my gegee het, dan in my kerkbanke te sit is nie goed genoeg nie. Hy het nie 'n lunchtime break gevat en op die kruis gespring en 'n druppeltjie bloed op sy wenkbrau gehad nie. Hy het sy lewe vir my gegee. En daarom kan ek nie minder as om my lewe vir hom te gee nie. En daarom kan ek nie wag om op pensioen te gaan en om rustig langs by 'n strandhuis te sterf en hemel toe te gaan nie. Ek moet my lewe voluit leef vir hom, want hy het sy alles vir my gegee. En ek het sendingkonferensie na sendingkonferensie bygewoon. En daar by 'n sendingkonferensie, ek het die roeping van die Here so erg ervaar, ek het ook uitgekniel. En die ou wat gesê het om uit te kniel, het vir ons gesê daai aand, 50% van julle wat uitkniel gaan nooit in die bediening nie. 50% van julle wat in die bediening gaan dit nooit maak nie. En ek het gebid en ek bid dit nou nog, Here, help my om dit te maak. Help my, Here, laat ek nie 'n skande vir u naam is nie, maar laat ek die koninkryk kan uitbrei vir u. Help my dat ek die toekoms kan impak vir u, Here. En so die Here my gelei deur die jare om goeders aan te pak wat buitengewoon is, plekke te gaan waar duisternis is, waar die lig nie gewoonlik gaan nie, om met mense te meng wat mense nie gewoonlik mee meng nie, en so die Here my gelei na hierdie wedergeboorte. En een aand, toe ek het nou al begin teologiese studies doen, en een aand word ek uitgenooi om 'n Sondag by 'n kleerlinggemeente te preek in Port Elizabeth in Korsten. En daai aand maak die Here my wakker, daai Saterdag aand. My hande het gesweet, ek kan dit nou nog onthou hoe my hande gesweet het daai aand. Daai aand, terwyl my hande so sweet van senuwees, sê die Here vir my, jy kan nie oor my praat as jy nog nie restituisie gedoen het, nog nie vergifnis gevra het vir jou rasisme nie. En daai volgende oggend, die Sondagoggend, toe ek by daai gemeente kom, toe ek klaar my boodskapie gepreek het, toe sê ek vir hulle, ek wil graag 'n getuienis gee. En toe vra ek daai kleerlinggemeente daai oggend vergifnis vir my rasisme. En ek vertel vir hulle hoe en wat se vieslike goeie ons gedoen het in daai jare. En daai gemeente staan toe op en hulle almal vra vergifnis vir hulle haat teenoor blankes. En daarso in my eerste preek gebruik die Here my as 'n instrument vir rekonsiliasie. En van toe af tot vandag toe nog, is dit nog altyd waar die Here my gebruik, is om mense bymekaar te bring, want ons is in die bediening van rekonsiliasie, sê in Korintiërs. So, daai wedergeboorte het gelei dat ek 'n man geraak het met ruggraat, 'n man met courage, wat uitklim, wat mense challenge, wat teen die stroom opswem, om Jesus se naam te verheerlik, en om Jesus se naam groot te maak. Veral in hierdie wonderlike, skone, pragtige Afrika van ons, waar die Here ons geboorte gegee het, waar die Here ons groot gemaak het. Hierso het ons die verantwoordelikheid voor God, om alle nasies na Christus Jesus toe te bring. So, daai wedergeboorte het my dinamies geraak en my lewe dinamies verander. En dit het veroorsaak dat ek bewus geraak het van wat dit beteken om 'n man te wees, wat dit beteken om 'n pa te wees. En ek het sodoende moes ek gaan lees het, omdat my pa nie baie betrokke was in my lewe nie. Hy was maar net 'n ou boer van Stytlerwil. Hy het nie geweet om kinders groot te maak nie.
As ek hulle kos en klere gee, dan dit hulle genoeg. En kinders moet gehoor word, nie gesien word, nie gehoor word nie. En wanneer jy 'n pak slaag kry, is ook al wanneer jy hoor ek het jou lief, dis hoekom jy ook jou pak slaag gee. En dit is die omstandighede wat ek groot geraak het. In 'n klein staatshuisie. En die Here het my die voorreg gegee om die evangelie aan my pa te bring en hom na die Here toe te lei. En op die einde van die dag, 3 dae voor my ma afgesterwe het, om saam met haar te bid en na die Here toe te bring. En so die wedergeboorte is nie 'n event nie. Dit is 'n hartsverandering. Die Here het my hart van klip uitgehaal. Hy het my hart verander, hy het my brein verander en my hande verander. Waar ek al my lewe lank groot geraak het, om swart mense te sien as nie mense nie, het ek nou 'n liefde vir alle nasies. En ek reik uit na alle mense. Oor alle landsgrense is ek tans besig om uit te reik na mense. So daar's 'n storie in korte vir julle, en as julle meer wil weet, kan mense natuurlik meer kontak maak. Dankie Emmanuel. Ja, ek weet jou hart loop oor van hierdie en daarom is jy in die bediening waar jy is en geposisioneer en geplaas binne in die plek waarin Elim is. Vertel vir ons van hierdie bediening waar jy die vestiging gee aan dit wat jy nou aan ons toe getuig het. Vertel vir ons van Elim asseblief. Wel, ek is nou 10 jaar hier in Pretoriasdorp. Ek kom van Queenstown af, daar in die Oos-Kaap. Ek was een van 3 predikante wat bedien het in Port Elizabeth. En toe gebeur daar baie snaakse dinge. Ek kry ewe skielik 'n brief van aanvaarding vir die gevangenisdiens. En die gevangenisdiens het my opgeroep en ek is toe in diens geneem by die gevangenisdiens. En hulle stuur my toe na 'n plek met die naam van Sada in die voormalige Ciskei. Ek was die enigste blanke man wat in diens geneem was in die Oos-Kaap. Ek was die enigste blanke man in die college in Kroonstad. Ek was die enigste blanke man in Sada. En toe lag ek as gevolg van my agtergrond. Wat 'n sin van humor het die Here. En ek vra toe vir die Here, wat moet ek kom doen in die plek? Moet ek nou 'n sendingstasie begin hier, of wat moet ek doen? Want al wat daar is 'n tronk en 'n lokasie. In die aande as ek loop in die lokasie om my brood en melk te gaan koop, en hardloop die klein seentjies langs my en skree hulle oomlongo, oomlongo. Soos niemand was gewoond dat daar wit man hier rond is. En toe kry ek ewe skielik 'n oproep. Ek het daar op 'n berg gebid en toe ek afkom van die berg, kry ek 'n oproep van my streeksopsiener en hy sê vir my Queenstown gemeente is vakant, sal ek hom asseblief oorvat. Nou die gemeente is 'n problematiese gemeente gewees vir al sy bestaan. En ek was die 15de pastoor in 30 jaar wat toe daar arriveer. En ek werk toe daar, die gevangenisdiens betaal my salaris en die kerk bly ek in 'n huis. En toe ek nou in hierdie kerk begin werk, gaan kyk ek eers wat is die geskiedenis. En toe ek die geskiedenis verstaan, om dit nou nie weer te herhaal nie, toe probeer ek die probleme uitsorteer wat in die gemeente is, en toe loop die mense uit die kerk uit en die kerk loop leeg. So vir die volgende 4 maande, toe is daar nie een siel in die kerkie, net ek en my vrou en my 2 seuns. Elke Sondagoggend preek ek vir my vrou en my 2 seuns. Elke Sondag aand bid ek en my vrou en my 2 seuns, so 4 maande lank. En die eendag toe raak ek kwaad. En ek sluit toe die kerkdeure, en daai jare toe was daar 'n wisselstop gewees by Shell Ultra City, en ek gaan sit by die restaurant, en die Heilige Gees kom so oor my en sê, o, soek jy 'n audience vir 'n performance? En daai dag toe slaan die Here my, as ek nie besig om hom te aanbid nie, maar ek soek 'n gehoor, sodat ek 'n performance kan lewer vir 'n gehoor. En daar verander die Here my hart, en toe het ons nooit weer die kerk toegemaak nie. En ewe skielik na 4 maande, toe kom maar 'n vroutjie in, die eerste besoeker, en so het dit aangegaan. Maar die kerk het altyd gesukkel, ons het altyd swaar gekry. Toe leer die Here vir my dat die kerk is nie in die 4 mure nie. Die kerk is in die gemeenskap. Ek moet strate toe gaan. En toe het ek van huis tot huis geloop.
Ek het bedien in elke skool in die dorp. Ek was die hospitaalkapelaan, ek was kapelaan gewees by die gevangenisdiens, ek het gepreek, soos ek sê, in elke skool, in drug rehabs, in die polisiestasies, die hele gemeenskap het ek gesorg om te bedien. In 1 week het ek 4000 Bybels versprei in die gemeenskap. Ek het in die sogenaamde blanke areas beweeg, ek het in die lokasies beweeg, ek het in die kleerlingwoonbuurte beweeg, ek het orals bedien waar ook al die Here die deur oopmaak. En dit het gelei dat ek uiteindelik klaargemaak het by die gevangenisdiens na 3 jaar. En na 3 jaar toe gaan werk ek by Queen's College Boys High School. En hulle het my in diens geneem as die school counselor. En dit is waar ek toe fokus op die grootmaak van seuns. Grootmaak van seuns, grootmaak van manne, en ek het toe vir ouers, omdat daar so baie enkel ma's is, vir ma's geleer hoe om seuns groot te maak. En dit is waar my spesialiteit toe was, hoe om seuns groot te maak. Uiteindelik het ek na 13 jaar was ek die 12 jaar was ek een van die vice principals van die skool, en toe kry ek die roeping om na Elim toe te kom. Maar nou wil ek net so 'n stapie teruggaan. In 2008 toe kom iemand na my toe en sê, wil jy nie saam met ons op vakansie gaan nie? Toe vra ek, waar kan ons heen gaan? Toe sê hulle, Kenia, Durban of Kaapstad. Ek sê, kom ons ry Kenia toe. In 2008 toe ry ek in Zimbabwe in, deur 7 verskillende lande, Zambia, Tanzanië, Kenia, Mosambiek, al die lande, tot op die ewenaar. En toe sien ek, wat is die Here besig om te doen in Afrika. En toe kry ek 'n liefde vir Afrika. En sedertdien, elke jaar in Julie maand, ry ek nog steeds deur hierdie 7 lande en bedien Afrika op verskillende maniere van 2008 af. Maar toe kom ek hier aan by Elim, en ek word uitgenooi om hier te kom preek, en toe ek instap in Elim, en ek sien 50% van die gemeente is van ander Afrika lande, en dis 'n gemeente reg langs die Universiteit van Pretoria, en die meeste van die mense is daar om te studeer by die universiteit vir 3 of 4 jaar. Toe sien ek, dit is ons tuiste, dit is ons huis, hierdie plek is ons huis. Ons het 'n unieke bediening. Ons het die geleentheid om mense toe te rus binne 3 jaar, en dan terug na hulle huise toe te stuur, sodat hulle kan gaan dupliseer wat ons hier gedoen het. So ons het 'n kans om mense toe te rus met die woord van die Here, en daarom het ek Teach Every Nation se materiaal gebruik van Bruce Wilkinson, om die mense te dissipuleer, mense toe te rus, maar dan moet hulle ook ander mense dissipuleer en toerus. En dit is wat gebeur het hierso by Elim. Maar ek kom van die Oos-Kaap af. Ons is gewoond aan proteste, ons is gewoond aan politiek, ons is gewoond aan konflik. En konflik is iets wat ek nie soek nie, maar dit volg my oral waar ek gaan. 2015, 14 Oktober, toe ek hierso aankom, toe is dit die begin van die proteste by die Universiteit van Pretoria. Ek stap toe oor die straat na die NG Kerk toe, my bure. Ek vra, luister manne, ek het die swart kerk, julle die wit kerk. Kom ons doen transformasie, rekonsiliasie gesprekke saam. En op maandagoggend toe is daar Afrikaans mas vol protest, en toe skakel die NG Kerk my en sê, wat het jy bedoel? En dis toe bring die Anglikane, die NG, die Gereformeerde en die Hervormde Kerk in Hatfield, toe kom ons almal by mekaar, en ons begin die transformasie gesprekke. Sedertdien het ons almal 'n gesamentlike kalender gevorm in ons gemeenskap. Ons op Palm Sunday stap ons saam met die Anglikane met die palmtakke. Op Easter Vrydag stap ons saam met die NG Kerk en ons dra 'n kruis om die blok. Op Hemelvaartdag hou al die kerke 'n gesamentlike diens. Hierdie jaar gaan dit in die NG Kerk wees. En dan in September hou ons 'n springbraai in die straat van Hatfield, en enige een is welkom om gratis pap en wors te kom saam eet. En dit is hoe ons die gemeenskap bymekaar bring. As gevolg van die konflik van Feesmasvol, wat ons al daai praatjies binne in Elim gehou het. Al die politieke leiers het hulle gesprekke en goeters binne in Elim gehou.
En so het ons verhoed dat die universiteit afgebrand word, klippe in die strate gegooi word. En so het 'n gemeenskap bymekaar gekom en saamgewerk. Ons het 'n polisie wat saam met ons werk, ons het die besigheidsgemeenskap, ons het die universiteit wat saam met ons werk. So deur konflik het daar al hierdie mooi dinge gekom. En daarom is ek 'n ou wat glo dat konflik is 'n goeie ding. Maar die grootste, die belangrike ding is, ons moet gesels, ons moet praat. En ons moet nie praat oor die maklike goed nie, ons moet praat oor die moeilike goed. En dit is waarmee ek doenig is, elke dag van my lewe. Ek bring mense bymekaar en ek leef uit die bediening van rekonsiliasie. En ultimately, al hierdie politieke leiers met wie ek gepraat het, al bymekaar gebring het en so aan, sonder om enige idee te praat, is die meeste van hulle uit politiek uit. Want op die einde van die dag is Jesus die antwoord. Hy is die koning. Hy is die een wat konings aanstel en konings verwyder. Hy is die een wat in beheer is. En dis waarvoor ons leef. Ons leef vir sy koms. En dit is ons bediening by Elim. So ons het 'n unieke bediening. Ons trek die gemeenskap bymekaar. Ons reik uit na gemeenskap. Ons is die heeltyd besig om mense na die Here toe te bring. Ons het die heeltyd 'n visie wat groei en verbreed. En ons doen allerlei snaakse dinge by Elim. Nie een Sondag is dieselfde nie. En daarom kan jy nooit voorspel wat gaan gebeur by Elim nie. Ja, dis 'n mondvol, maar glo my, dames en here, glo my, dis nog net 'n klein druppeltjie in die emmer van wat daar werklik by Elim gebeur. Ek het die voorreg gehad om al daar te kuier. En ja, dankie vir wat julle daar doen, Emmanuel. Dis so naby aan my hart. Julle het werklik 'n bediening daar wat deur alle grense heen bedien, en dis reg oor kan die hek van die Brooklyn polisiestasie. So julle het invloed daar in die gereg daar oor kan die pad by julle. Maar kom ons gaan, en terwyl jy gepraat het en jy oorloop van dit wat jy besig is om te doen, en dis so lekker om te hoor. Maar het jy gepraat van hierdie uitreike, hierdie opgaan in Afrika wat jy elke jaar in Julie doen. En verlede jaar was ek by jou gemeente die week voordat jy gery het. Ek weet nie of jy kan onthou nie. En al jou bokse, boeke, goed was daar gepak gewees om te gaan. En jy was opgewonde om te gaan, en die hele terugkom, die terugvoer was fenomenaal. Maar vertel vir ons so 'n bietjie van hierdie uitreike asseblief. Wel, die groot opdrag van die Here is gemaak disippels van alle nasies. En ek kan net gaan waar ek is. So die Here het vir my oop deure gegee in Afrika en ek het net besluit, kom ons gaan. En dit was nie deel van my plan nie. Van 2008 wou ek net gaan sien het, maar sedertdien het elke jaar mense vir my gevra om te gaan. En dan vat ek mense en dan gaan stel ek hulle bloot in Afrika en hoe Afrika se denkwyse werk. En sodoende kan ons sien dat die hele Afrika is nou al in Suid-Afrika. En ons moet Afrika bereik vir die Here. Dis die tyd vir Afrika. En dis hoekom reik ek uit na Afrika. En ons het beginne uitreik, soos ek gesê het, in 2008, maar hier toe ek gekom het in 2015, toe vra mense om my, laat ek hulle moet invat. En ek het mense in 2017 hier van Pretoria af die eerste keer opgevat. En dan ry ek deur Botswana, Zambië, Malawi, Tanzanië, Kenia, dan kom ek weer terug af deur Malawi, Mosambiek, Zimbabwe, selfs Swaziland. En ek het ook 'n ooreenkoms met my studente. As jy my nooi na jou huis toe, dan kom kuier ek. En een van die studente het my genooi na sy huis toe in Swaziland, en ek het daar gegaan na Swaziland. En in die suide van Swaziland is die Mamba koninkryk, en ek het hulle gaan leer ken. En die koningin van die Mambas was so bly dat ek gekom het, toe gee sy vir my 10 hektaar grond. So nou moet ons nog besluit, hoe gaan ons daai sendingstasie begin daar. En Mosambiek het ek gery, en ek het nie geweet waartoe ek gaan nie. Ek het nie 'n padkaart nie, ek vra maar soos ek ry. En ek het so deurgery, en ek het opgeëindig by Maforga sendingstasie, wat 'n kinderhuis is. En daar so het ons betrokke geraak. En so het ons aangegaan in Malawi in Malawi in die noorde van die meer
naby in 'n plek van Livingstonia, het ek met FCE sending ontmoet, Suid-Afrikaanse sendingorganisasie, en daar stop ons elke jaar en ons het deel geraak van hierdie familie en deel geraak van hulle bediening en ondersteun hulle graag daar. En dan het ons aangegaan Tanzanië. Vir Tanzanië het ek vir die afgelope 8 jaar gebid dat die Here vir ons die regte persoon gee. En verlede jaar het hy vir ons die regte pastoor of sendeling gegee in die hoofstad Dodoma. En hierdie jaar as ons opry, gaan ons 'n pastore konferensie hou waar ons hulle gaan toerus en ons verwag so ten minste 132 pastore wat gaan opdaag, wat ons gaan toerus. Met die Teach Every Nation materiaal. En in Kenia, van Nairobi, regdeur Nakuru, regdeur tot 'n Kisumu op die Ewenaar, het ons kerke en pastore toegerus, elke jaar soos ons gery het. En natuurlik kan ons nie deur Afrika ry en nie sy skoonheid geniet nie. So dan ry ons terug deur die Serengeti, deur die Ngorongoro krater, en dan ry ons terug deur Zambië, slaap langs Lake Malawi, deur Zambië, ry ons terug tot by Lake Victoria Falls, en dan van Victoria Falls weer terug die pragtige Chobe in Botswana. So, hierdie is pragtige uitreike wat ons elke jaar doen. Ons het sendelinge van reg oor Afrika. Ons het mense toegerus, Anglikaanse kerk leiers toegerus in Uganda. So hierdie jaar gaan ons vir die eerste keer deur Uganda ry. Ons het leiers toegerus in Rwanda. Ons het leiers toegerus in Ghana. Die Here het vir ons die voorreg gegee om in die middestad van Sunnyside 'n Ghanese kerk te begin. So 1 keer 'n maand preek ek daar by die Ghanese kerk. So ons bereik die nasies vir die Here. En ons wil graag die onbereikste nasies bereik. So ek het 'n sendeling in een van die geslote lande van Afrika. En ons wil nog meer sendelinge hê in daai donker dele waar die lig nog nooit geskyn het nie. So ons is gefokus om die evangelie uit te kry. So as jy die Here liefhet, wil jy hê almal moet die Here hoor. As jy omgee vir die evangelie, dan wil jy hê almal moet die evangelie hoor. Jy kan nie dit hou vir jouself nie, jy kan nie stil bly daaroor nie. Waarvan die hart vol is, loop die mond oor. So ek wil so ver gaan dat as 'n persoon, soos Charles Spurgeon gesê het, 'n persoon nie die evangelie verkondig nie, dan het hy hom nog nooit self gehoor nie. En so ek wil julle manne uitdaag. Moenie in jou comfort zone bly nie. Daar is nie groei in jou comfort zone nie. Ek wil julle uitdaag, stap uit jou comfort zone uit. Vat die moeilike dinge aan. Vat die challenges aan. Hou op om te bid en vir die Here te vra, verander my omstandighede. Vra die Here om jou te help om jou omstandighede te ontgroei. En dis wat die Here gedoen het deur hierdie uitreike. Ek het nog nooit 'n maklike uitreik gehad nie. Verlede jaar het al my shocks ingegee, my gearbox het gebreek, ek my brieke verloor op 'n afdrand, ek het amper in 'n berg ingery, ek was hoeveel kop-aan-kop botsings vir my, en deur die genade van die Here sit ek hier so vandag om die storie vir julle te vertel. So daar's nog nooit 'n maklike geleentheid nie. Vat die moeilike dinge aan. En dit is wat ek hou van die evangelie, want wanneer ons die evangelie uitdra, die duiwel gaan nie net die grond opgee nie. Ons gaan moet beklei, maar weet ons het 'n belofte. Die woord van die Here sê, the gates of Hades shall not prevail against the church. Terwyl die kerk die hekke van die hel aanval, gaan die hekke val. Maar as die kerk dit nie aanval, die gaan dit bly staan. Ja, dis 'n hele storie en ek weet, jy het weer eens net geraak aan 'n paar deeltjies van hierdie uitreik storie en dis lekker om saam by jou te sit en jy gesels daaroor, want dit hou net aan, daar's nie einde nie, want die liefde van Jesus dryf en dring dit. En dankie dat jy dit met ons kom deel. Immanuel, tyd het ons gevang. Die tyd, jy weet, ons is almal het net soveel tyd. Die tyd het ons gevang, maar ek kan jou nie laat gaan as ek jou nie vra om bemoedig die manne. Ek weet jy het hulle nou al klaar so 'n bietjie gechallenge, maar kom en bemoedig die manne. Gee die manne net 'n woord van bemoediging in hierdie tyd van Immanuel af.
Wel, eerste ding is, die Here het jou 'n man gemaak. Die Here het 'n roeping op jou lewe gesit. Of jy dit voel of nie voel, dit het niks daarmee te werk. Die Here het 'n roeping op jou lewe. As jy 'n man is daar 'n roeping op jou lewe. En as jy 'n pa is daar 'n roeping op jou lewe. En as jy 'n getroude man is daar 'n roeping op jou lewe. Die Here het jou geroep. Die Here het jou geskape. Hy het jou gevorm in die baarmoeder van jou ma. Hy is in die God van lig en die God van duisternis. Hy is oral. Hy is in die diepte van die diepste area op die aardbol in die Mariana Trench. Op die hoogste plek van Mount Everest is hy daar. Hy is God, hy is in beheer en hierdie aarde is sy voetstoel. So kom ons sit eerste plek, manne, ons vertroue in die Here Jesus. Kom ons hou op met hierdie ding om ons vertroue in ons eie hande te sit. Kom ons sit ons vertroue in die Here Jesus Christus. Kom ons doen, dit is die eerste ding. Weet, ek sien in kerke, dat ons kerke loop oor met vroumense, want manne sit hulle vertroue in hulle eie gewetes. Die Bybel sê, do not lean on your own understanding. Manne, kom aan, kom ons sit ons vertroue in die Here Jesus. Nie net vir hierdie wêreld nie, maar vir ewigheid. Kom ons begin leef vir ewigheid. Hou op om doel te soek in 'n nuwe iPhone. Hou op om doel te soek in 'n nuwe Ford double cab pakkie. Hou op om doel te soek in dinge van die wêreld. Maar kom ons leef vir die ewigheid. Kom ons leef vir eternal reward. Kom ons leef nie net vir hier en nou nie. So ek wil julle uitdaag, manne. Kom, staan op. Kom, staan op, want die Here het die krag vir jou gegee om op te staan. Die Here het vir jou die krag en die moed gegee om op te staan. Hy het vir Josua gesê, be courageous. So ek wil vir jou sê, be courageous. Kom, staan op nou. Kom, staan op vir die Here. Val op jou knieë neer en gee vir eens en vir altyd oor in die Here. Hou op om te speel, links of regs. Staan op die woord van die Here. Leef die woord van die Here. Preek die woord van die Here en gaan voluit vir hom. Daar is nie tyd om mee te leef vir 'n bietjie louheid nie. Daar is nie tyd vir dit nie. Kom ons leef voluit vir Jesus Christus, want hy het sy alles vir jou gegee. Wees geseënd. Ja, dis 'n mondvol, manne. Daar het julle dit. Dis 'n manne ding om disippels te maak. Dis 'n manne ding om van Jesus Christus te praat. Dis 'n manne ding om 'n disipel te wees. En dankie vir daai getuienis en vir daai oproep vir die manne, Emmanuel, ons het aan die einde gekom en ons sê vir jou, dankie vir jou tyd, dankie vir jou energie, dankie vir jou liefde vir Jesus, gaan gee ons liefde, dra ons liefde oor aan jou gemeente, aan jou huisgesin en jou gemeente, en gaan en wees geseënd, en dankie dat jy disipelmaker is. Emmanuel, ons sê totsiens. Dankie Emmanuel, goed gaan, bye bye.